ons praat vanaand 'n bietjie verder oor die liefde. Um wat is die Engels vir narkose, Rina? Anesthetic. Anesthetic. Dit is interessant, die Griekse woord vir opstaan is anestei. Anestei. Pisto anestei. Christus het opgestaan. Anestei. Ons is in die opstandingsdag. Ons praat verder bietjie oor net vir jou. Maak verskoning oor verlede week, want ons nou nie by mekaar was nie, maar jy kan nie glo ons sit in die middestad van Kaapstad, maar die opvangs is so swak daarso. Daar agter die berg, daar's absoluut niks nie. Uh en ons praat verder oor net vir jou en ons het nou al gepraat oor die eerste ene was oor die Ford manne, die tweede een was oor die Toyota manne. Wat was die eerste een gewees? Aanraking. En die tweede een was Tyd, kwaliteit tyd. kwaliteit tyd. Nou praat ons vanaand bietjie oor die derde liefdestaal wat God teenoor die mens openbaar het en dit is geskenke. Nou, wie van julle se liefdestaal is geskenke? Julle kan julle hande saam met my opsteek. Rowan dan. Myne was toe ek klein was. Jo, ek wou baie Ja. graag altyd geskenke gehad het. Ja, dink nou Wynand 'n verjaarsdag sonder 'n geskenk sou ook nou nie gewerk het nie, né? Nee, ek dink daar moet dan so 'n vorm van 'n element van verrassing wees in die hele partytjie. Okay. Ja. So 'n bietjie 'n geskenk. Nou ons grootste geskenk wat die mense kry het ons hierdie naweek herdenk. Die geskenk waar Jesus gekom het aarde toe en hy het kom sterf vir ons en vir ons die prys betaal en dis hoekom ek een van geskenke gehou het vir vanaand. En ja, dis hoekom ons verlede week nou nie by mekaar gekom het nie, maar daar was iets wat ek wou gesê het oor verlede week. Nee, ek speel sommer. Daar's daarom nog so twee oor waar ons kan gesels. Ons praat vanaand oor geskenke en Salome het nou gevra, ek moet nou voor die tyd vir julle sê, wat is die ysbreker? En die ysbreker is, wat is die goeie eienskappe wat is die eienskappe van 'n goeie geskenk? Nou, Andy sê my woorde laat my so bietjie in die steek. As ek nou vir Marius 'n geskenk moet gaan koop, watse eienskappe moet hierdie geskenk hê om vir Marius, want kom ons praat eers, hoekom gee ons mekaar geskenke? Om te bederf. Bederf. Ja, weet, toe ons nou in Sedgefield gekuier het een aand, toe kom die bestuurder daar uitgehardloop en hy sê, meneer, ek sê ja, hy sê ek verkoop muffins en maar die muffins lyk so lekker. Maar die muffins lyk so bekend. En ek dog toe ek by beurs uithaal sê nee, hy speel sommer net Marius, meneer Marius. Weet julle noem in Sedgefield meneer Marius? Oom Marius, maar ja. En van die Engelse mense praat van hom as Reverend Marius, né? Maar oom Marius het vir julle vir julle, ons is julle, maar hy is oom, hy het gesag daar, né? Het vir julle hierdie muffins gebring, 'n geskenk. Right. So Marius sê, jy sê wat is die goeie eienskap van 'n geskenk? Bederf. Dit moet 'n bederfie wees. Salome, wat sal jy sê is 'n goeie eienskap van 'n geskenk? Ek het nou lekker lang tyd gehad, so ek het 'n baie lang lys. Oh, Ek mag so enetjie noem. Wat vir my uitgestaan het was as om vir my 'n geskenk te gee wat daai persoon weet waarvan ek hou en dit vir my te gee. Salome, dis ook op my lysie. As ek vir iemand 'n geskenk moet gee, dan dink ek wat sou ek graag wou gehad het. Jy verstaan? Okay. En dan uit daardie motief uit, dis hoekom ek beplan om vir Marius 'n genie te gee en van der tyd, verstaan? Ek kry nie amen of ons vat dit of enigiets nie, soos alright, jy het dit gemis Marius, jy het die geleentheid gemis. Ek is net bekommerd ek het nie plek in die garage nog vir nog 'n karry.
En ek gaan nie Right. nog laat gaan nie. Maar ek Ek het net 'n leuke kaart nie. ek wil ek wil gra- ek wil graag 'n Woolies sjokolade hê. So dan moet ek nou nie by OK of by Shoprite 'n sjokoladetjie gaan koop vir Salome nie. Gaan koop vir haar ook dan nou maar 'n sjokoladetjie by Woolies. Want hulle sê mos 'n Woolies se hoender smaak ook anders as die ander hoenders, want dis mos nou die plek om te koop. Annelie, wat sal jy sê is 'n eienskap van 'n goeie geskenk? Julle, ek kan wees die hele week oor dit besig. Ek verstaan dit. Dit is nie 'n geskenk mens nie. My liefdestaal is nie om geskenke te gee nie. Ek het heeltemal 'n ander liefdestaal. So ek verstaan nie die geskenk ding nie, maar hoe meer ek nou daaraan gedink het, is Marius en Lizelle is 'n wonderlike voorbeeld. Hulle kan sommer net met 'n tuisgemaakte dingetjie aankom en dis my verskriklik wow. En Louis se liefdestaal is ook geskenke. Amen. Ons het verby 'n plek loop, as hy sê, "Meis, gaan koop vir jou 'n rokkie." Ek sê, "Wow." Ek sê nou nie eers aan dink om te sê, "Wil jy hê?" Nee. My skoonsis ken weer my smaak en sy het my bederf met die wonderlikste geskenk wat in rand en sent bokant firmaplek is. Maar weet nie, Sy het vir jou 'n vel gegee. sy het vir my 'n vel gegee en 'n bankie wat daar gaan. Maar julle nee, ek weet nie wat so 'n goeie eienskap van 'n geskenkie in my kop is dit. Hy hoef nie in rand en sent waarde te hê nie. Dit gaan hoe hy gegee word. As hy met liefde gegee word en omgee gegee word, dan kan dit enige ding wees. Selfs 'n geverfde klippie soos Lisel kan doen. Ja, dit is Motief, né? Of 'n lekker Cremora tertjie. Anita. Rina, wat sal jy sê is 'n eienskappe van 'n goeie geskenk? As jy vir John 'n geskenk moet gaan koop, wat Ja, sal 'n nee, die geskenkding werk nie by ons so lekker nie, maar dis maar net daai onverwagste bederfie wat altyd baie lekker is. Wat jy nie John, verwag het nie en iemand bederf jou. hy gaan Spar toe om brood te koop, dan kom hy met 'n KitKat ook saam vir jou, né? Oh, John, wat sal jy sê is 'n goeie geskenkie? Nee, iets wat ek nodig het, gee ek vir Rine. jumper cables. Jumper cables. Ja. Okay, stel wat sal jy sê is 'n goeie geskenk? Ek is een wat gewoonlik geskenke gee. Ek ontvang nie sommer 'n geskenk nie, maar as ek gee, dink ek die persoon moet hom gebruik. Dit is my belangrik vir 'n persoon. Ja, Ek wil nie iets vir iemand gee na 'n jaar kom ek daar en dan het hy nog nie eens die pakkie oopgemaak nie of hy dit nog nie gebruik of dit nie. So dis my belangrik as jy vir iemand gee dat die persoon dit kan gebruik. Dat hy nie weer toedraai vir iemand anders. Ek is so. Ja, ek dink nou terug aan my stiefpa om Tom, baie van julle het hom Tom geken. As dit by sy geskenke kom, gaan kyk ek in sy kas. Want as hy nou in 'n winkel geloop het, daar was 'n special op grasshopper skoene en dan koop hy sommer vir hom 3 paar. En dan vat ek een van die wat nou nog in die boksie is en draai ek hom vir hom toe teen vir hom. Anita, wat sal jy sê is die kwaliteit of die eienskap van 'n goeie geskenk? Pastor Louis, ek sal sê dat of kom ons begin eers met die rede hoekom mense 'n geskenk gee, is omdat die ander persoon vir jou waardevol is en omdat jy 'n vorm van dankbaarheid het vir die persoon, die persoon se lewe of die verhouding wat jy het. So ek dink as ek is glad ook nie 'n geskenkie mens nie, glad nie. Maar ek het 'n kind wat is. So ek leer baie by haar. En dit kan klein goedjies wees, soos Annelie sê, daar vir my persoonlik ook. Dit gaan nie vir my oor die item nie, dit gaan oor die gedagte daar agter. Maar ek dink 'n geskenk het 'n boodskap.
afhangende van wat ook al, of nie afhangende nie, maak nie saak wat dit is nie. Dit dra 'n boodskapie oor wat eintlik sê jy beteken vir my iets. Ek dink dis baie belangrik, die motief. Hoekom gee ons 'n geskenk vir mense? Jy het nou dit genoem, ons gee 'n geskenk vir mense omdat dit weet die persoon is vir jou waardevol, jy respekteer die persoon ensovoorts. Maar daar is ook omkoopgeskenke. Mense gee baie keer vir jou geskenk omrede vorentoe wil hulle iets van jou hê, 'n omkoopgeskenk. 'n Mens moet altyd onthou, um, um, wie is dit John, wie is die ou wat daar naby julle bly? Wat Wie? sing Wynand? Kurt. Kurt Kurt Darren. Darren. Hy sing 'n liedjie van hoe die Vader en die duiwel oor 'n pak kaarte speel vir siele, jy verstaan. Nee, is John de Burgh of John, wat is John? Wat is die ou se Cameron van? iets. Chris, Dis 'n Cameron ou. Skus, Christenberg. Christenberg. Selfde as Kurt Darren. Spel hom met anders. Die geskenk wat Christus gegee het om te sterf is glad nie 'n omkoopgeskenk nie. Hy's nie in 'n kompetisie met enigiemand nie. Hy is God. Hy's nie in kompetisie, sy motief is net liefde. Wynand, wat sal jy sê is 'n goeie eienskap van 'n geskenk? Pastoor, ek sê altyd iets om te eet bly altyd 'n goeie geskenk wat ons almal het nodig om te eet. 'n Geskenk, dit help nie ek kom met 'n DVD met van Kurt Darren aan nie, hy gaan dit nie like nie. Ek sal dit liewer vir pastoor moet gee. Ek sal vir John sal ek 'n motorfiets of 'n botteltjie chili sous kan gee want hy sal dit meer waardeer. Maar ek is so dom wanneer dit kom by die uitdeel van persente dat ek dit by jou sal aankom met 'n aartappel en dink dis 'n goeie ding. En dan kom mense by my aan met die mees deurdenkte geskenke vir 'n mens wat ek net nie kan sê, hoekom het ek nooit daaraan gedink nie? Ek kry dit net nie reg nie, maar Ek is ook so. ek dink as 'n mens ek kyk na geskenke as iets wat jy moet kan gebruik of sinvol wees. Help ek bring vir jou 'n ding wat net weer toegedraai gaan word en aangepas gaan word. Dis soos hulle sê nie. Presies soos die stel sê. Ja. Ons doen dit, die stel. Ja. Ek het 'n tannie geken wat baie kinders het en sy het die kinders se speelgoed gesteel weer. As hulle geslaap het en weer toegedraai vir die ander kinders weer gegee. Lisel, wat sal jy sê is die eienskap van 'n goeie geskenk? Julle het nou al baie gesê wat ek wou sê, maar ek sal ook sê iets wat ek nie vir myself sal koop dalk nie. En iets wat deurdag is, wat spesiaal vir my is, nie 'n algemene ding nie. Ja, ek moet sê Lisel kan nogal goeie geskenke gee. Sy kan nogal mooi gaan. Miskien is dit Marius wat dit koop, nie sy nie, maar sy kan nogal mooi ding om sulke goed te gee. Die grootste geskenk, ons praat oor die 5 liefdestale, die grootste geskenk wat 'n mens seker kan kry, is lewe. Die feit dat ons kan asemhaal. En die grootste geskenk wat God daarna vir ons gegee het, is om homself te gee aan die kruis. Kom ons kyk bietjie wat sê Handelinge 20 vers 35. Wysie, jy kan of ons lees Handelinge 20 vers 35. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het dit is saliger om te gee as om te ontvang. Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Ek het hierdie skrifgie ingegooi. Hierdie spesifieke gedeelte, waaroor praat dit met julle? Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Dis beter om te gee as om te ontvang. John, wat sê daai skrif vir jou? Ja, die Here het sy hele lewe opgeoffer sodat ons kan vrygestel word. Hoekom is dit beter? Hoekom is dit beter om te gee as om te ontvang? Dis ook lekkerder om te gee as om te ontvang. Hoekom, John? Hoekom?
Want dit is 'n manier om liefde te vertoon. Yes, jy kan jou liefde gee daardeur. Yes. Nog iemand, hoekom is dit beter om te gee as om te ontvang? Jesus verwag dit van ons. God Hy ver, sê dit vir God ons. verwag dit van ons. Yes. Marius, ek weet jy's 'n gewer, jong. Jy Ek moenie dink saam as met Marius in hulle jy moenie saam met Marius in hulle informele snedersetting gaan ry nie. Elke hond wat hy verbyry gee 'n bino voor Okay. en 'n koekie. Hy gee vir die honde koekies. Hy gee nie vir die kinders koekies nie. Hy gee vir die honde koekies. Marius, ek het altyd net gegee en wou nooit ontvang het nie. Maar met ontvang het ek die dankbaarheid waarmee waarmee mense ontvang, het ek geleer ken. En daarom gee ek meer omdat ek weet hoe die hart voel vir die dankbaarheid vir as jy iets regtig nodig het en jy ontvang dit. So ek gee nou omdat ek weet dit het maak nie net die ou se hart bly nie. Dit versterk hom, dit doen iets aan hom. Dis nie net 'n ding wat jy gee nie. Jy ek weet nie hoe om dit te sê nie. Maar ja, jy kan werk. sê dit jy kan dit in Engels sê, Marius. Ek weet jy's meer Engels magtig lately. Ja, jy ek sal laat jy net aan dink wat sy woorde, dan sal ek nou gaan ek sommer so tussenin sê. Dis reg. Jy kan enige oomblik inbreek. Ek wil dit terugvat na die mens se skepingsdoel. Hoekom is jy hier op aarde? Om te sterf as 'n multimiljonêr of om te sterf omdat jy 'n verskil gemaak het? Die verskil wat jy Jy sien, wanneer ons ontvang, verryk ek myself. Maar wanneer ek gee, maak ek 'n verskil in ander mense se lewens. En dis hoekom die Bybel sê salige. En daai salig gaan ook oor blessed, geseën is jy wat gee. Is beter om te gee as om te ontvang. Maar ons praat oor die grootste geskenk. Marius, het jou woorde gekry? Dink is blessed. Jy voel blessed. Is iets wat jy gekry het wat jy nie gedink het jy gaan kry nie. Jy het gehoop daarvoor, maar jy het nie gedink jy gaan dit kry nie. En dan kry jy dit en dan voel dit net wow. Ja, en dit is die een wat dit kry, dis 'n seëning vir hom, maar jy wat dit gee, dis ook 'n seëning vir jou omdat jy weet iemand anders word gebless. As dit sin maak. Maar ek stem saam met jou, Lisel, maar by die ander kant moet mens ook onthou, as iemand na jou toe kom, ek het vanmiddag vir Annie gesê, ek het al baie geskenke in my lewe gekry, al was dit 'n koek wat een kant so hoog was en een kant so laag was, dat tannie vir my gebak het al in sulke goed. En ja, jy wat dit kry, en miskien dink jy, ag nee, wat dis nou sommer net elementêr hierdie, of ag nee, asseblief tog, nie dit nie. Maar as jy dit ontvang, sit jy 'n seën op daardie persoon wat dit gegee het. Jy verstaan, so ontvang dit met 'n blymoedige gees, ervaar dit en geniet dit. Al is die een kant bietjie harder as die ander kant of meer kleikierig as die ander kant, dit maak nie saak nie. Iemand het spesiaal tyd gemaak omdat jy kosbaar is vir daardie persoon. Louis, kan ek gou iets sê? Jy is welkom. Ek wil saamstem met Marius, wat hy ook gesê het, van as jy gee, dat jy, dit is moeilik om te ontvang, maar op die ou ende het ek ook besef, selfde ding, Marius, wat jy sê, is dat die oomblik wat ek iets van iemand ontvang, dan gee ek daai persoon 'n geleentheid om weer geseën te word. Presies wat pastoor nou gesê het, want hulle gee en word geseën daardeur. En ek ook, as ek gee, dan word ek geseën, so dit is my lekker om te gee, maar mens moet iemand anders ook die voorreg gun. Ja. Ja, ek stem met jou saam. Om te ontvang, laat jou so spesiaal voel. Wow, daai persoon het aan my gedink
en nie die moeite, sy tyd of haar tyd spandeer om vir my ietsie te koop of ietsie te maak of dit laat mens baie spesiaal voel om te kry. Maar om te gee is vir ryke mense verseker. Ja. Net die laaste wat ek hieroor wil sê, Wynand, as jy oes en jy moet weer jou land, dis nou voor die tyd voor OTK en NTK en daai plekke daar was en jy moet jou land weer plant. Watter mielies gaan jy maal en watter mielies gaan jy weer saai? Ek sou seker maar my beste saad gehou het om weer te saai en maal wat oorbly. Ek sê dit maar net so in die verbygaan. Wanneer mens gee, moet jy jou beste gee. En dit wat jy maal vir huishoudelike gebruik om mielies om pap te maak, dis maar die gewone mielies. Maar baie keer dan stuur ons oudste klere vir ons arme kind. Salome. Dit is vir jou, Poppie. Nee. Ek is baie gelukkig. Ek kan nie vir julle sê, sorry, pastoor het nou ding nie aangeraak, maar ek weet nie wat in hoeveel jaar laas. Ek dink nie in my hele lewe het ek al klere gekoop nie. Jy's gelukkig. Jy's gelukkig. Alright. Kom ons kyk. Dit lyk of my skoonma daar in 'n sel bly. Nee, ek weet nie of hierdie weg uitgekom nie, maar ek gaan dit sê, maar anyway, ek gaan dit sê. Jy moet gee, baie mense gee geskenke, maar jy moenie verwag om iets terug te kry nie. Ja. Die motief. Daar moenie 'n omkoop gewees nie, daar moenie 'n omkoop wees nie, né? En ek het vanmiddag die stelling gemaak toe ons bietjie oor gesels het. As jy nog nie seer gehad het wanneer jy gegee het nie, het jy nog nie gegee nie. 100%. As jy gee en dit maak seer, en jy dink, yes, ek kan eerder hierdie ding daarom hiervoor, maar Wynand het hom meer nodig as ek kom ek gee hom vir Wynand. Ek skenk hom vir Wynand. En dit maak my seer, dan het ek eers werklik gegee. Ek meen, God kon vir engel Gabriël gestuur het om te kom van die kruis. Maar hy het sy seun gegee. Hy het sy beste gegee. So, jy gee eers werklik wanneer jy alles gegee, dan het jy gegee. Ek sê dit maar net so in die verbygaan. Pastor Louis, ek net check of ek verstaan. Bedoel dit moet jou iets kos? 'n geskenk kos 'n prys. Verstaan. Okay. Right. Ons praat 'n bietjie oor die koning en sy kruis, oor hierdie kruisigingsnaweek, die Paasnaweek, die koning en sy kruis. Die Bybelse tyd, as jy na die koning toe gegaan het, dan het jy gewoonlik geskenke gevat. Dis hoe die diamant van Cullinan by die koningin van Engeland geëindig het. Ons gee geskenke vir konings. Maar die God wat ons aanbid, hierdie grootte God wat ons aanbid, kom gee homself. Hy word die geskenk. Onthou toe Jesus Christus gebore word, het hulle geskenke vir hom gebring. En gewoonlik het jy aan die koning 3 geskenke gebring: goud, wierook en mirre. En toe Jesus gebore is, het hy hierdie geskenke gekry. Maar hy het die grootste geskenk kom gee. Kom ons kyk bietjie wat sê 1 Johannes 4 vers 8. Stel. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Amen. Net hierdie gedagte. God is liefde. Hoeveel kerke sit ons nie en dan kyk ons na daai kansellappie wat sê God is liefde. Nou my vraag vanaand is, kan liefde net van een kant af kom? Nee. Ek kan so begin. Maar dan steek ek aan die ander kant aan en dan kom dit weer terug. As ek dit so kan. Ek hou van hierdie pisang en dan eet ek kom en dan hou hy pisang van my.
as 'n dit wat jy nou genoem het, Leon, te sê, om te gee, moet jy nie iets terug ontvang nie. Kan mense dit sê van die liefde nie? Om lief te hê, moet jy nie verwag om terug lief gehet te Waarde. word nie. Dink as ons kyk na liefde, is daar in die Grieks is daar 3 verskillende vlakke van liefde. Julle ken al daai 3 vlakke. Ek gaan nou nie weer Eros is tussen 'n man en vrou, en dan Philo is tussen broederliefde en dan agape liefde. Agape liefde is onvoorwaardelik. Wanneer God sê ek is lief vir jou, verwag hy nie iets terug nie. Ek moenie iets doen om sy liefde te kry nie. Daar's 'n verskil tussen 'n sepieliefde wat ons op TV sien en God se liefde. Sepieliefde is die man en die vrou het mekaar lief en na 3 maande is die vuur geblus en dan gaan hulle uit mekaar uit en dan skei hulle weer en dan trou hy weer met 'n ander een en hy kry weer 'n ander een en sy gaan weer daai ene en so boer hulle maar voort. Maar by God sê as hy sê ek is jou lief, dan is hy lief vir jou. Onvoorwaardelik het hy jou lief. Kan ek Julle is nog baie stil. kan ek nog 'n stelling John? maak? Yes. As jy nie jouself kan lief hê nie, kan jy niemand anders te lief hê. Liefde begin by jouself. Yes. Alright, iemand nog iets sê oor 1 Johannes 4 vers 8? God is liefde. As jy iets oor liefde wil leer, leer dit in die Bybel oor wie is God. God is liefde. Kom ons kyk bietjie die grootste geskenk. Ek wil by die grootste geskenk uitkom, Johannes 3 vers 16 tot 17. Anita, sal jy vir ons lees asseblief? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Alles wat ons gesê het oor die eienskappe van 'n geskenk, kan ons in hierdie versie lees. Dit was 'n prys geweest. Ons staan daarso op seepunt en daar kom staan 'n ou so langs Annelie. Maar jy kan sien, hy's 'n droom vir 'n laks of 'n dafseep. Hy het seker so 4 maande laas gebad oor die so uit pom, né? Dit ruik verskriklik. En ons gaan staan toe net op 'n ander plek. En dit tref my dat net so lief God my het hy hierdie ou lief. Al het hierdie ou glad nie 'n verhouding met water en seep nie. Het hy hierdie ou net so lief. Kom ons kyk. Dis die grootste geskenk. Want so lief het God die hemel en aarde gehad. Maar, wat sê Johannes 15 vers 13? Salome, kan jy soontoe blaai? Johannes 15 vers 13. Dink julle nie Salome het bietjie stadig geword die afgelope tyd nie? Sy het 'n nuwe meisie. Ek is gereed. Okay. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Ek lees ruk gelede in die beeld van 'n pa en seun wat op die hawe muur gestaan het in Kaapstad. En sy kind was 'n kleuter gewees nog. En hy het gekyk en vir 'n oomblik het hy die kleuter se hand gelos en toe hy weer sien toe sy klim die kleuter hier op teen die hawe muur en koeps daar val hy oor in die rowwe kant van die see. En hy spring in die see. Daar waar die golwe is, daar waar dit rof is. En hulle help hom toe met 'n tou uit na sy kind gered het en hulle vra hoekom het jy oorgespring? Hy sê is my kind. Ek is so lief vir my kind. En hierdie gedeelte Salome lees hom vir ons weer. Hoe lief het God die mens gehad?
Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Ek wil julle getroude pare nou nie op die spel sit nie, maar wie van julle sal sterf vir julle vrouens? Okay, kyk in julle oë, net Wynand sal, ek sien dit. Alright. Wat sê Romeine 5 vers 8, Lisel? Romeine 5 vers 8. Mag dit nie lees nie, dis op die gebedslys nie. Op die lys. Nou is dit al 'n gebedslys. Ek like jou baie. Ek kan lees, ek kan lees. Jy mag, as Wynand jou toelaat. God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin, dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Ja. Salome lees, hy het gesterf vir sy vriende. Hier kom Lisel en sê, toe ons nog sondaars was, het hy vir ons kom sterf. En ek is terug hier so in Seepunt, hier by waar ons nou kyk vir die sonsondergang en hierdie ou wat hier langs ons kom staan om te pom. En ek dink by myself, as Annelie in die see val, sal ek maar inspring en op verslypsaag gaan probeer red. Maar ek wonder as daai inval of ek vir hom, sal ek nie maar net kyk of iemand anders dit nie gesien het, hulle gooi 'n tou of gooi iets af vir hom nie. Maar sien hoe groot is God se liefde. Nie net vir die goeie mense nie, maar vir die slegte mense, vir daai loetjies in die lewe. Het hy gekom om te sterf. Okay, iemand nog iets sê oor Johannes 3 vers 16? Die grootste geskenk. Kan ek net noem, ek het nou al hierdie versie al baie keer gelees en vanaand vir die eerste keer het ek besef, maar Jesus het dit self gesê. Hierdie woorde. Hy het hierdie woorde self gesê. Nou, ek het gesterf vir my vriende. Dis hoekom jy is vanaand 'n vriend van God. Al was jy 'n sondaar, is jy nou 'n vriend van God en hy het vir jou gesterf. Nou gaan ons bietjie kyk na nou gaan ek bietjie die gebedslys nou so bietjie toets, Wynand. Nahum 1 vers 3, Lisel. Nahum 1 vers 3. Die Here Terwyl Lisel lees, dink 'n bietjie oor wie is God? God se karakter. Okay, Lisel? Die Here word stadig kwaad, maar sy krag is groot. Hy laat skuldiges nie ongestraf nie. Hy kom in warrelwinde en storms. Wolke is die stof onder sy voete. Wie is God volgens hierdie skrifgedeelte? Wat leer ons van God in hierdie skrifgedeelte? Hy is regverdig. Ekskuus, Anita? Ekskuus, ek lees dat hy regverdig is. Hy is regverdig. Arina? Hierdie groot almagtige God is lankmoedig. Hy's lankmoedig. Dankie tog daarvoor. Hy's lankmoedig. Hy vergewe nie net een keer. Hy gee nie net een kans nie. Wat lees julle nog? Hy hou nooit op om ons lief te hê nie. Hou nooit op om ons lief te hê nie. Wynand, ek en jy lees iets anders ook daar. Wat lees ons nog? Hy sal ons nie ongestraf laat bly as ons sondig nie. Hy gaan ons nie ongestraf laat bly nie. Wat beteken dit? Ja, en wat sondig het. Ja. Ekskuus, Wynand, kom ons gee vir Wynand 'n kans. Ekskuus, laat Marius eers praat. Marius, jy mag eers praat want jy's 'n paar maande oud. Vir elkeen wat gesondig het, sal daar straf uitgedeel word. Elkeen wat gesondig het, sal as straf uitgedeel word. Wynand, jy wil sê? Ja, ek sê jy kan pak slaag kry. Ons praat oor van geskenkies. Die geskenkies mag dalk 'n bietjie meer teruggehou word.
as wat jy gedink het dit gaan wees dalk. Wynand is 'n kwytpaal. Right. Ek wil vanaand sê die grootte God. Kom ek vra die vraag eers. Hoekom het die Here nie vir Adam en Eva nadat hy hulle in die tuin gekry het en hulle nou gesondig het, maar net toegelaat dat hulle in die tuin bly nie? Nee, want hy is regverdig. Jy het jou straf gekry. Jy moet jou straf kry. Anders sou Want al die ekskuus. Anders sou al die mense verlore gegaan het. Elke Almal mens. verloor. Okay, Anita? Ek dink die tuin van Eden was 'n baie duursame geskenk wat hy gemaak het en hy het gesê nou het julle dit besmet basies. Nou is julle uit. Ek wil die stelling maak en ons kan nou daaroor praat. Ek gaan dit sommer lees. God skryf nie skuld af nie. Hy betaal die skuld. Hy kan die sonde nie ongestraf bly nie. Die sonde moet gestraf word. Maar die mens kon nie die straf hanteer het nie. Daar was net een persoon wat dit kon hanteer het. En sy naam is Jesus. God trek nie net en sê, ek draai my oë en ek kyk weg en ek sien nie die sonde raak nie. Hy skryf nie skuld af nie, hy betaal skuld. Maak dit sin? Maak dit sin? Ek meen, ek kan Annie vat 'n voorbeeld. Marius was nou 'n baie soet seentjie gewees. Maar op 'n dag word hy kwaad en hy gooi 'n venster by die skool uit. Wat gaan dan gebeur, Marius? Behalwe dat jy gaan hardloop. Ja, nee, ek sal 'n bietjie hardloop en solank dink wat gaan my storie wees wat ek sê dit was nie ek gewees nie. Nou het hy vir die hoof gaan spin, dit was nie hy gewees nie, maar hulle het 'n kameras die hele hoof en daar staan hy en hy gooi en hulle sien. En nou kyk hy vir die skerm en hy sien is hy, wat sê jy dan? Ek sien so vet hier. Jy klink dit soos Joos van die Westhuizen. Alright. Okay. En dan kry hulle my gesig met 'n lekker teken hierso wat dieselfde lyk en dan sê ek, o ja, ek vergeet van ek het te veel suiker gehad. Skus, Ja. jammer. Is die venster dan ewe skielik reg? As Marius gesê het hy's jammer. Ja, Gaan hy pak kry by die hoof? ja. Yes. Jare gelede, nie nou nie, jare gelede. Maar as die hoof sy rotang so uithaal en sê, "Wik meneertjie," en Marius se pa stap daar en jy het nie Marius se pa geken nie. Sterk oomie. En hy stop daar en hy sê, "Hoekom wil jy my kind slaan?" En die hoof sê, "Kyk hier op die skerm. Wat het jou broeder of wat noem hulle broedseltjie gedoen?" En hy sê, "O, is dit al? Is dit hoekom jy hom 'n pak gee?" Phineas! Hier kom Phineas aangeloop met 'n venster. Hy sê, "Gaan sit net weer daai venster in dat hierdie hoof kan rustig raak." Presies wat jou pa sou doen. En hy gaan sit die venster en hy sê, "Jy slaat nie my kind nie, dis my seun." En hy vat sy seun. En dis presies wat die Vader gedoen het. Ons het 'n skuldlas gehad wat die mens nie kon betaal het nie. En God skryf dit nie af, hy sê, "Ek sal dit betaal. Ek sal dit betaal." Kyk, enige iemand iets sê oor Nahum 1 vers 3? Dis vir my baie vreemd. Want as my pa by die skool aangekom het, sy vir hom gesê, "Slaan jy hom, dan slaan ek hom ook." Hoe hy kry dubbel soveel. Jy kry die linkerbout, ek kry die regterbout. Ja, nee, ek kan nie hierdie verstaan nie. Dit is bo my verstaan maak plek nou. Jy het Marius met 'n bietjie konnek. Hy sal vir jou mooi vertel. Hy het nooit pakke by sy pa gekry nie. Soet seentjie gewees. Nee, dis nie. Bederfde seentjie gewees. Kolossense 2 vers 13. Rina, asseblief. 13 tot 15. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees,
het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die Ekskuus skuld Rina, ekskuus. Kan iemand assosieer met daardie vers 13? Was een van julle daar gewees? Ja. My misdade het my doodgemaak en hy het my lewend gemaak. Vers 14 Rina. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettings ons vyand was, uitgedelg en weggeruim, het deur dit aan die kruis vas te naam. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Right. Ons praat 'n bietjie oor die skuldbrief. Skuldbrief, daardie tyd, as ek Wynand geld geskuld het, en Wynand 'n perkament gevat en hy het opgestaan en gesê, hierdie Louis Bronkhorst skuld my R1000. En dan het hy teen my deur kom vasspyker by my huis. Hierdie ou wat in hierdie huis bly, skuld my R1000. En dan na 'n sekere tydperk kon hy in my huis gekom het en hy kan my yskas vat en wat ook al vat, baie soos vandag se wat die baljoe goed kom aflewer by jou. Jy weet daai briefies wat ons nie wil hê nie, kom lewer by jou af. Maar hierdie gedeelte sê Jesus het verbygekom en almal se skuldbriefies van hulle deure afgehaal. En dit aan die kruis gaan vassit en gesê ek betaal daarvoor. It's paid in full. It's paid in full. Die skuldlas wat op Louis was, die skuldlas op elkeen van julle was, is afbetaal. Iemand het sê oor Kolossense 2 vers 13. Ekskuus, Wynand sê wil graag Romeine 3 vers 23 en 24 vir ons lees dan. Dis nie op die gebedslys nie, Wynand. Ons eers moet dit kyk, gou deurwerk en kyk of dit reg goedgekeur kan word. Romeine? Romeine wat, pastor? 3 vers 23 en 24. Laat Wynand dit vir ons lees. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en hulle word deur die genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Okay. Almal het gesondig en dit ontbreek ons. Maar hy het gekom om die prys te betaal. Die skuldbrief is uitgewis. Sal dit nie wonderlik wees as ons môreoggend opstaan en ons is skuldvry nie? Al ons skuld is vereffen. Presies dit het Jesus Christus aan die kruis gekom. Die skuld is betaal. Salome, Johannes 19 vers 30 asseblief. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. As ons daarso op Wynand op die plaas kom en ons sê ons is dors, wat gaan Wynand vir ons gee? Koffie. Koffie, ja. 'n Windpomp special. Wynand gaan nie vir koffie aanbied nie. Wat sê mevrou, bring vir die mense koffie. Wynand gaan reël vir koffie. Wynand gaan nie koffie maak nie. Wynand sal vir jou dalk 'n windpomp sherry gee, maar dis ook al wat hy vir jou sal gee is water. Jesus hang aan die kruis. Hy sê ek het dors. En wat is die beste geskenk wat hierdie wêreld vir hom kan gee as jy dors is? Asyn. Die beste geskenk wat ons vir die Here gee is ons sondes en sê wat ons vir jou kan gee is asyn. En die Here sê dit is volbring. It is finished. It is finished. Die prys is betaal. Wat is die Griekse woord vir it is finished, Salome? Dis telestai.
Testelestai. Dit beteken daar's drie keer wat hulle dit gebruik. Die eerste een is in die hof as jy onskuldig bevind is. Dan sê hulle Louis Bronkhorst, hiermee bevind ons jou onskuldig. Telestai. Ons bevind jou onskuldig. Jy's onskuldig bevind. En dan in die besigheidswêreld, as al jou skuld betaal het, het hulle ook hierdie term gebruik. Jou skuld is opbetaal. En dan die derde keer wat hulle hom gebruik het, wanneer hulle in die oorlog was en hulle die oorwinning behaal, kom hulle terug en sê hulle, jy is meer as 'n oorwinnaar. Dit is die drie gedeeltes waar hierdie term gebruik is. Jy is meer as 'n oorwinnaar. As gevolg van die grootste geskenk wat God vir ons gegee het, is ons vrygekoop, ons is onskuldig, ons is meer as 'n oorwinnaar. Vleit, my storie is uit. Ek sal afsluit met 1 Johannes 3 vers 16. Ons het nou Johannes 3 vers 16 gelees. 1 Johannes 3 vers 16 die stel. Jan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Praat met my oor daai skrif. Dankie julle, dankie stel. Weet julle wat besef ek? Die wêreld waarin ons lewe het nie 'n Louis nodig nie. Hulle het Jesus nodig. En al wat ek kan doen, ek kan hom projekteer aan hulle. Ek kan sy gesindheid uitleef, sy liefde uitleef aan hulle. Dis al wat die wêreld nodig. Nog iemand iets sê oor 1 Johannes 3 vers 16? Nou dat ons geleer het van die groot geskenk. Ek het so 'n bietjie vandag gedink aan hierdie dat Jesus was die een persoon gewees wat net, kan ek maar sê, die een ligstraal wat rond beweeg het. En toe hy dood gegaan het, dis dit asof daai ligstraal deur 'n diamant skyn en klomp verskillende strale maak van die Heilige Gees wat nou uitgestuur is om in elkeen van ons te kan bly. So daai een ligstraal, die dood het nie beteken hy's weg nie. Die dood het beteken hy het 'n nuwe lig geword wat deur 'n diamant skyn en in elkeen van ons 'n stukkie lig bring wat daai lig weer kan uitstraal na die wêreld toe. So Jesus het vir ons 'n diamant gebring en ons kan self ook 'n klein diamantjie wees binne in ons om daai lig uit te straal na die ander mense toe, deur die lig wat Jesus vir ons gee. Amen. En hoe doen 'n mens dit? Ek en Salome het hierdie week so kort bietjie daaroor gesels, Salome. Johannes 3 vers 30. You polish yourself. Jy polish yourself. Nee, Johannes 3 vers 30, Salome. Moet ek hom maar lees, dan is hy. Asseblief. Okay. Ek sê vir julle, Salome het stadig geword hoor. Hy moet meer word, maar ek minder. God moet meer word in my lewe en Louis moet minder word. Jou wêreld, jou kontakwêreld het Jesus nodig. Kom ons gee dit vir hulle. Alraai. Salome, iets wat jy wil byvoeg vir vanaand? Nee, ek is reg, dankie. Louis, iets nee, jy het veel gepraat. Annelie, iets wat jy wil byvoeg? Rina? Nee, ek is reg, dankie. John? Nee, ek is shut down nou. Right. Estel? Ek is reg, dankie. Dan die Wilma? Sy's online. Anita? Reg. Dis online. Wynand, praat jy iets maar? Nee, ek is eintlik reg, pastoor, dis dit
Dis so onmenslik om te dink dat daar soveel liefde kan wees van ons Vader af. Jy weet, ek het groot geword met die ekstra pak slaag wat ek sal kry eerder. En dis regtig net seker die grootste geskenk wat 'n mens ooit in ons lewe sal hê. So ja, baie dankbaar daarvoor. Amen. Ons grootste geskenk. Lisel, Nee, ek sal nie, dankie. meneer Brits. Ek wil net sê, God is liefde en sy geskenk aan ons het hy uit sy hart uitgegee vir ons. En dit is hoe ons ook ons geskenke moet gee, iets uit ons hart uit. Amen. Kom ons raak net so 'n bietjie stil voor ons by die gebedsversoeke kom en ons maak ons oë net so 'n bietjie toe. Here, vanaand wil ons tereg soos Wynand sê, ons weet nie wat is die grootheid van die liefde nie. Here, het U ons so lief gehad het. Ons wat ver was, dat U U seun gestuur het. Dit vul ons harte met dankbaarheid dat U gekom het, kom sterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dode. Dankie vir hierdie groot geskenk. Dit maak alles anders, Here. Alles het verander. Hierdie groot gawe wat U vir ons gegee het, die gawe van saligheid. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om vanaand net te praat en Heilige Gees, ons bid vanaand dat daar waar ons woorde tekort was, dat U Gees vanaand dit net in ons harte sal openbaar. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons praat oor 'n bietjie gebedsversoeke. Ek wil hê graag ons moet vir Koos Jacobs opsit. Dit gaan nie goed met Koos nie. Hy het hartversaking. Hy bly in Middelburg. Hy sukkel 'n bietjie. Ons bid vir Koos Jacobs. Salome, iets waar ons kan saam bid. Ons is dankbaar vir jou nuwe plekkie. Baie dankie. En ek kan nie vir julle sê nie, dat ek is so dankbaar. Die Here is eintlik so amazing. En ja, hy het my gedra, hy dra my nog steeds. So ek wil graag hê as ons net kan maar die staande versoek hou vir Reinersplaas, want die ding is hulle word nie gesond nie en ek dink dit is baie groot druk daar en hulle het nie kans om gesond te word nie. So maar dit gaan goed met my daar en ek bid ook asseblief dat ek net gehoorsaam sal wees. Want ek het baie bekommerd gewees oor dat ek die regte ding gaan doen en reg gaan wees daar, dat hulle nie dat ek maar toe sê die Here vir my eendag ek kry die gerusstelling eintlik as ek dit so stel dat hy sê hy het my gestuur, dit gaan goed gaan. Ek moet net op die pad bly wat hy vir my voorberei. So ek moet nie so bekommerd wees oor alles nie. Ek moet net gehoorsaam wees. So asseblief bid vir my, ek is bietjie weet nie wat OCD oor dit dat ek dit reg doen die keer, dat ek nou nie iets doen wat Jy nie. sal dit reg doen. God het jou op die regte plek gesit. Dis jou oomblik hierdie. Dis jou oomblik. Hy sê? Nee, dankie. Annelie wil maar net hê ons moet bid vir haar dat haar man gehoorsaam word. Okay, Rina? Ag, ek dink ons moet net dink aan almal wat môre weet op die pad is. Terug na hulle bestemmings van waar hulle ook al gaan, laat dit maar net goed sal gaan op die paaie oral in Suid-Afrika. Yes, verseker, daar so lelike ongelukke al gewees, né? John, iets van jou kant af? Nee, niks nie, net behalwe ek is baie dankbaar ek gaan my eie bed en nie op 'n matras slaap vanaand. Goed tog, julle gaan lekker doekies vanaand, julle eie bedjies, né? Lekker. Stel iets van jou kant af? Reg, dankie julle. Anita? Pastor Nia, ons is reg. Ek wil net sê, as ons net kan dankie sê vir almal se gebede vir Kiara. Sy is by die huis. So haar is dit nog 'n lang pad. Sy moet nou hoop einde van die jaar weer gaan vir 'n ondersoek, maar haar reëmelt in haar been moet nou groei, maar alles tot en met nou toe het sover nou goed gegaan.
Wynand, enigiets van jou kant af? Ehm ja, Pastor, hierdie naweek was nog 'n verrassende naweek eintlik gewees. Baie dinge met my gebeur eintlik wat vir my snaaks was. Ek bid eintlik net vir Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, nie vir almal nie, vir die mense wat in hom glo. Laat almal Jesus sal aanneem. Laat almal Amen. hom sal aanvaar as die verlosser en zaligmaker en ewige lewe kom deur hom. Ek sien dit hier by my onder my mense hier, so het nie 'n idee wat Paasnaweek oor gaan nie. Skrikwekkend en dis verlore siele. So ek bid eintlik maar net vir verlore siele. Om die zaligmaker te kry. Amen. Bid saam met jou Wynand. So groot geskenk wat mense verontagsaam, hè? Marius en Lisel, ons bid saam met julle. Hulle het groot besluite wat hulle moet neem. Ons bid dat die Here vir julle wysheid sal gee. Lisel, enige ander versoeke? Nee, maar nog vir Sandra ophou, sy kry 'n bietjie swaar. Okay, meneer Brits? Dis 'n ou by ons in die kompleks, hy het sy broer verloor. Hy is nou 42, lyk my het 'n hartaanval gekry gister of vandag vanoggend. Wat oorlede is. Maar net vir daai gesin bid. Is nie lekker om altyd oor sulke spesiale dae iemand te verloor nie. Dit krap altyd daai dae om vir die res van jou lewe. Ja. Ons bid vir daai mense, Marius, dan bid ons ook vanaand vir, ons het altyd in die kerk het ons altyd gesê onuitgesproke versoeke. En lig die mense hulle hande op. Nou ek weet daar's onuitgesproke versoeke vanaand. Ek bid dat soos ons 'n tasbare bewys het dat Jesus Christus ons gesterf het aan die kruis, bid ek dat daar vanaand vir mense voorsiening sal kom, ver bo wat hulle dink, wat hulle sal droom. God die sluise van die hemel en aardse goed vir hulle sal oopmaak en sal voorsien aan hulle behoeftes. Ons sal bid te God, 'n groot en 'n magtige God. En dan wil ek ook weer vir ek en Annelie opsit. As ons teruggaan Nelspruit toe met ons besluit oor 'n gemeente. Ons vlieg die 3de Mei terug waar ons gaan inskakel dat die Here vir ons wysheid en insig sal gee in hierdie verband. John, will you please pray for us? Yeah. Lord, thank you that you came down to earth. Lord, thank you that you were a person just like us, Lord. Lord, thank you that you loved us so much that you were willing to sacrifice your life for us, Lord Jesus. And Lord, as we go forward, let us not be quiet, Lord. Let us go out there, Lord, and let's tell people what you did. I spoke to a few people last week, and I asked them, do you know what Easter's all about? And they couldn't answer me, Lord Jesus. And that's our faults, Lord. Nobody else's fault. It's because we keep quiet. And Lord, I thank you for this family. I thank you that we can share and we can love each other. And Lord, thank you. Amen. Dankie John, baie dankie. Dankie dat ons 'n familie is en baie lief vir julle, hoor. Julle moet 'n wonderlike aand hê. Die Here is lief vir julle. Baie lief. Bye. Bye, lekker week.